Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank. Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons is dan by ons program Ons gesels oor alles en nog wat. En soos julle kan sien is ek en Veronica hierso behoede. Veronica, baie welkom op julle program. Ons gesels oor alles en nog wat. En ons het nou nie vir Jackie vandag in die ateljee nie, so ons vrouens gaan oorneem, soos die wind wat waai. As die kat weg is die muis baas. Môre luisteraars. En ja, Chantay het net so pragtig goed aan vandag vir ons onderwerp en welkom weer eens by Radio Fynbos. Sy, Veronica, so die wind waai die jaar erger as voorheen. Lyk my hy het skoon stappers weggewaai en die hele Kaap omtrent omgewaai. En dit het ek al met my eie oë gesien, hè, as die suidooster waai. Mense dink altyd dit is sommer stories dat mense aan die lamppale vashou. Ja. Maar ek het dit met my eie oë een keer sien in Kamsbaai, hoor. Dit is ongelooflik. So ek dink as dit hier so baie dan is die Kaap seker baie erger op hierdie stadium. Absoluut, dit is so. Maar kan ek net gou daar ietsie insit? Die swankies is hier, het hulle gesien? Ek het gesien. Ja, en weet jy wat, hoe moes ek vanoggend na die ateljee toe ry tussen die swankies deur, want ek is bang hulle vlieg teen my motor vas. Ek het gesien. Ja, maar ek is so opgewonde oor hulle. Jackie is meer opgewonde daaroor omdat hy hulle die muggies vang. Ja, nee, ek het gesien, so ek het so gesinnetjie raak gery daar so naby die begraafplaas. Dus daar so waterplas. En toe sit hulle daar en drink en toe is dit vir my so baie mooi. Toe het ek ook net gesê, welkom swalkies, welkom so. So hulle trotseer die wind. En ja, en daar's ander mooi goede ook met die wind. Weet jy, ek is geneig om te sê, ag nee, die wind is so mooi dag, maar kyk die wind gaan nou weer waai. En ek dink meeste van ons doen dit. Maar vandag toe staan ek buite en ek mag gou my tuin so vinnig effentjies nat. En hier kom hierdie stoot en ek staan en dink, wat trek ek vandag aan? En hier kom 'n skoenlapper, Leonie, beautiful, 'n wit skoenlapper met swart kolletjies. Ek het dit nog nooit gesien nie. Ja. En toe dog ek het nou nie swart kolletjies vandag nie, maar ek het swart streepies. Jy daai streepies. Ja, nee, dit is wonderlik om die mooi en die klein goedjies in die lewe raak te sien. En ek dink dit is wat 'n mens se hart baie anders maak, né? Baie negativiteit uit jou uithaal om die mooi goedjies te sien. Ja, so tot groot teleurstelling van baie atlete moes die Kaapse marathon gekanselleer word die naweek wat verby is, want die wind was te sterk. En mans kan net dink aan al die reëlings vooraf getref wat verniet was. Maar alles is nie net sleg nie. Dis reg. Ek soos jy sê, alles is nie net sleg nie. 'n Bekende winkelgroep wat vars produkte vir die marathon geborg het toe die produkte aan welwillendheid organisasies geskenk. Wat 'n wonderlike gebaar. Ja. En baie keer dink 'n mens sommer dinge gebeur net, maar ek dink baie dinge word bestel deur ons hoër hand wat ons elkeen vashou, nee. Daar's 'n doel met alles. Ja, daar's 'n doel met alles in die lewe. Absoluut. Ja, en dan wil ons vir Marijke Kleinhans van Blombos buite Stilbaai hulle voorspoed toewens. Het jy al van die mampoer geproe wat sy gemaak het? Nee, ek het nog nie, maar ek wil nog eendag gaan. Het jy al? Ja, ons het een keer so 'n proekie gehad van dit al. Okay. Ja, dan moet ek en Jackie definitief sit. Hulle het van Jackie gepraat, hy vra om verskoning omdat hy nie vandag hier kan wees nie. En dit is hoekom ons dames vandag 'n hoed op het. Ja, sy. Ons kan baie verskillende hoede dra. Nou so is die hoed wat Marijke Kleinhans dra, is dat sy deurgedring het na die eindronde van die AfriForum se Sake Netwerk se Entrepreneur van die Jaar kompetisie. En van 5 tot 7 November gaan sy deelneem aan hierdie eindronde in Pretoria. Hou aan streek se naam hoog hou, Marijke. Ons kan regtig vir jou sê, ons het nou nie 'n mampoer in die hand nie, maar sê vir jou cheers met 'n pen. Mag jy daardie kompetisie wen. Okay, nou die damme. Die damme in die Hessequa. Die inligting van die damtoep. Maar ja, daar kom ons weer by die dam, die toep. Ja. Iemand het ons nou eendag gevra, wat is 'n
hoe gaat's nou? Wat is 'n app in Afrikaans, né? Ja. En dis reg. En toe die ander een geantwoord. Hulle het ander antwoorde gegee, maar toe daar een persoon gesê dis 'n toep. Dis 'n toep. Dis Ja. waarheid. Nou die koerentepoort is 79,7% en verlede week was hy 82,7%. Verlede jaar was hy 99,7%. Die duiwenokstam is 80,9%. Verlede week was hy 88,2% en verlede jaar was hy 100,1%. Die Allen Grove en Jongensfontein damme 100%. Ja, sy. Ja, almal is in rep en roer, soos wat ons dorpie hulle vere regskit vir die Desember seisoen. Die ouers maak die huise reg. Hulle maak, want die kleinkinders kom ons kuier en ja, die goedjies wat die mooi ornamentjies wat dalk bietjie te laag gestaan het op 'n kassie, die word seker nou weggeber. En die munisipaliteit verf die straat se lyne en die winkels kry die nodige items vir toerisme wat ons absoluut brood nodig het. Kan jy glo 2025 snel as 'n einde? Dit is omtrent soos 'n wind wat gewaai het net hierdie jaar en dit is verby. En dan gesels ons oor museums. Nou ek dink ons drie dames het elkeen ons eie verhouding met museums. Ek weet Chantal persoonlik is baie lief vir museums. So sy het van kleins af altyd vir ons ingetrek by museums, maar dit bly interessant en daarom het ons 'n hoed op. So kom ons reis bietjie deur die museums, Veronica. Ja, en as dit te warmer raak, dan waai ons mekaar, want dit is mos ook deel van 'n museum. Daar sy. Nou daar's meer as 95,000 museums. Dit was nogal 'n, soos die Engelsman sê, eye-opener vir my gewees. Wêreldwyd, waarvan die VSA 33,000 plus het. Nou dit sluit in van groot kunsgalerye tot klein dorpies. Weet jy wat, dit was eers vroeër 'n stoor. Nou is dit 'n museum. Die eerste museums het reeds in die 14de eeu ontstaan uit privaat versamelings van 'n ryk individue of koninklike. Hierdie versamelings was oorspronklik net vir die eienaars en hulle gaste bedoel. Later het sommige van hierdie versamelings toeganklik geword vir die publiek en dit het gelei tot die ontstaan van museums. Museums het eers daarna in die 18de eeu begin gewild raak en gegroei, maar reeds van die 14de eeu af het hulle begin ontstaan. Sure. Nou Duitsland het oor die 6,000, China het vinnig ingehaal met sowat 5,000 plus moderne museums. Nou in Suid-Afrika, Leonie, het ons ongeveer 350 tot 500 geregistreerde museums, afhangende van definisie, privaat of staatsgefinansier. Die oudste museum is in Rome, Italië, en hy is gestig in 1471 na Christus. Vandag steeds oop. In Suid-Afrika is die oudste museum in Kaapstad vanaf 1825. Nou, daar by die Wesselse gesin, is julle lief vir museums? Weet jy wat, ek dink ons dogter het ons bietjie moeg gemaak vir museums. Sy was so baie klein en ek het net vir Chantal gesê, daar's twee goed wat daai kind, sy wou 'n argeoloog word, sy het nie verby 'n klip geloop nie. En ons moes dit natuurlik op die ou end van dra. En sy het ook nie verby 'n museum geloop nie. So, ons was bevoorreg om baie oorsee te kon reis met die werke wat ons was. En daai kind wou net museum toe gaan. En so rukkie terug, toe sê sy, ma, ek wil maar iewers heen vat hier in Mosselbaai. Ek kan dink. Toe kom ek agter, maar my kleindogter is net so erg oor die museum. Ja, ek moet sê, dit was baie interessant. Daar's 'n baie mooi museum in Mosselbaai, waar daai groot boot is. Ja, die Dias Museum die Dias Museum, ja. So ek neem aan, dis Bartolomeus Dias boot. Dit is lyk vir my sy boot. En vroeër kon jy mos op die boot gegaan het. Nou, toe Chantal baie klein was sy so bang geweest om op daai boot te gaan. So ek dink sy is so bly dat hy die hek gesluit is. Ek weet of sy gedink het dat hy die boot gaan wegvaar nie. Maar wat vir my kosbaar van daai boot was, is mos daardie skrif wat sê, die mense tong
is soos die roer van 'n skip wat sy hele lewe amper kan jy sê beheer. En as jy daar afkyk en jy sien daai roer van daai massiewe boot wat so klein is, nee, dan kan jy net dink wat daardie mense op die see deurgegaan het en om te dink dat daardie klein roertjie, wil ek sê, in breitaal, regtig daardie boot op koers gehou het. Ja, so mense gaan kyk gerus na daai museum. Ons kom net nou na 'n paar museums hier in die Hessequot-streek. Ons is nie agtergelaat wat museums betref nie. So, maar in die wêreld is daar ook vreemde museums, ook in Suid-Afrika. The Pencil Museum in Engeland, die geskiedenis van 'n potlood. Nou, ek sit met 'n potlood hier in my hand, maar die reuse potlood in daai museum is 8 meter lank. Nou, ek dink nie as hierdie een is, ek moet nog by 8 sentimeter lank. Dink jy dit was vir Goliat sy potlood gewees? Ek het nie 'n idee nie, maar ek wonder hoe hulle daai lood in daai lang potlood ingekry. En dan die Sulabh International is 'n museum van toilette. Okay. Dis in Indië. En daar het hulle potties van die 16de eeu af. Dit is toch wel vir my interessant, maar ek weet nie of ek hom regtig sal wil gaan besoek nie. Ja, nee, regtig hoor. Nou ja, Leonie, hier by ons in Suid-Afrika het ons ook ongewone museums. Byvoorbeeld, ek gaan nou maar een noem, The Owl House, die uilhuis. Ja. In Nieuw-Bethesda in die Oos-Kaap. En dit is die huis van Helen Martens, gevul met sementbeeltjies van uile, kamelin, dit beteken nou meer as een kameel, as ook ander mystieke figure. Die half museum, half kunswerk. Sommige mense sê dis 'n bietjie creepy, maar dis tog mooi. Nou, dis iets wat ons ook nogal wil gaan besoek een of ander tyd. Mense ry altyd so vinnig daar verby en nog nooit ingedraai nie. Maar Ja. julle was seker al. Nee, ons het daar verby gery snaaks, maar ons het ook nie daarin gegaan nie. Ek dink is ons vir my hierdie museum nou, maar nou raak ek, van ek hierdie gelees het, raak ek meer en meer nuuskierig. Ja, so die een wat eerste daar kom sal 'n foto vir mekaar stuur. Ja. En dan is daar die McGregor Donkey Sanctuary Museum wat in McGregor, Wes-Kaap is. Dis 'n klein museum, luisteraars, wat toegewy is aan donkies. Die geskiedenis tot hulle gebruik was en tot in die ou dae. En die museum is blykbaar reg langs die donkie selfsorgplaas. Radio Fynbos luisteraars, julle is dan ingeskakel by die program Ons Gesels oor alles en nog wat. En ek en Veronica lyk nie maar net so op 'n Woensdag amper middag nie, klein Saterdag nie. Ons is behoede want ons reis deur museums. Goed, en dan kry ons die Bathurst Pig and Pineapple Museum. Dis 'n baie snaakse kombinasie daai. Maar dit is 'n kombinasie van plaaslike geskiedenis, varke en pineappels. Bathurst is bekend vir sy reusagtige pineappelgebou. Ek het nog nie daai gebou gesien nie. Ek weet nie of van ons luisteraars dit al gesien het nie, maar dit is klink vir my iets om na te gaan kyk. Ja, luisteraars, as julle dit al gesien het, wil julle nie vir ons 'n foto stuur nie, dan kan ons ook weet hoe dit lyk. En dan is daar die Frans Hoek Motor Museum, uniek. Dit huisves motors van oor die 100 jaar, van ou karre tot renmotors tot motorfietsse, fietsies en meer. Die museum is geleë in die Frans Hoek Vallei, wat natuurlik spog met van die mooiste wynplase in die Wes-Kaap. Dis korrek. En dan kom ons by, ek dink die meeste van ons onthou die storie van ou moeder Viljoen wat in 'n skoen gewoon het. So ja, ouma Viljoen leef in 'n skoen. Dis korrek. Veel kinders en wat en wat. Ja, nou die Shoe House in Oorigstad, Limpopo. 'n Huis wat soos 'n reuse skoen lyk, geïnspireer deur die ou kinderrympie. There was an old woman who lived in a shoe. Dit is ook 'n museum, restaurant en gastehuis. Alles in 'n skoen. Mense, ons moet begin rondkyk om Ek sê vir ek dink dit behoort baie besonder te wees, maar weet jy wat ook lekker is van Radio Fynbos? Die mense wat nou luister na die program wat hierdie museums al besoek het, kan dit mos met ons deel. Ja, Want dit is waar kennis is om gedeel te word. dis korrek. Dan weet Ja. ons ook. En ja, hulle kan dit met ons deel. Ons gaan nou Jakkie se nommer vir julle gee. Ja. 082 781 9025.
Gaan ons aan museums en historiese plekke in die Hessequa omgewing. Nou, ek het al gehoor van die Blombos Museum, maar ek is skuldig, ek was nog nie daar gewees nie. Dit is 'n klein museum met artefakte uit die Blombos Tunnel, of soos hulle sê, die Blombos Cave. Een van die oudste bekende mensbewonings in Suid-Afrika. Nou, daar gooi ons nou vir die Blombos Museum op die map. Daar sy. Of vir Stilbaai en Jongensfontein op die map, né? Ja. Nou, artefakte is voorwerpe wat deur mense gemaak en gebruik is. Gewoonlik in die verlede, en wat vir ons belangrik is om iets te leer oor daardie tyd, kultuur of samelewing. Nou ja, Leonie, dan kom ons by die Stilbaai Museum. Ja, die Stilbaai Museum en inligting daarvan is in die ou plaashuisgebou 1814 en dit is dan waar ons toerismesentrum ook dan is, in dieselfde gebou. Daar kan jy na foto's gaan kyk van hoe Stilbaai voorheen was en asook die geskiedenis van die omgewing kry. Ek was 'n rukkie terug daar gewees en ek was ongelooflik opgewonde, want toe ek in 1966 begin werk het, was dit op 'n ou sentrale, daai tyds genoem die spoorwegsentrale. Ja. En ek het op so 'n skakelbord gewerk. En daar is so 'n skakelbord met al die knoppies Daar mos is in so die een. een kamer wat die oudtydse kamer is, wat jy kan seker maar 'n dogtertjie kamer was. Dis as jy so korrek, kyk na en dit dit- met die oudtydse rok en alles. Ja, en dit het my so teruggevat, daai weet jy, om so intrek, die ek weet nie of wat noem hulle dit nie, en dan sê, nommer asseblief. En dan luister jy in. Man, en ek het gevoel of ek weer 18 jaar oud is. Ja. Regtig waar. Dit Ja. was 'n ongelooflike ondervinding geweest. So mense gaan kyk asseblief na daai skakelbord en baie meer in daai museum. Ja, dit is regtig iets leersaam daar. En dan is daar die Fonteinhuise, Veronica, die museum in Jongensfontein. Ja, ek het toe nou verloor, ek het nou so opgewonde geraak oor daai ene. Ja, dis reg, die Fonteinhuisie, die museum in Jongensfontein naby Stilbaai. Dis 'n ou huisie wat met klippe van die ou strand gebou is. Nou ek neem aan daai klippe kom van die strand af. Ja, Ja. Fokus op die geskiedenis van Jongensfontein en mense wat daar gewoon het en 'n invloed gehad het. ja. Nou ja, aangesien Radio Fynbos, ekskuus tog, die Hessequa omgewing dek, kan ons ook spog met die Julius Gordon Afrikaner Center. Nou daai was ook vir my 'n nuwe ene. Ja. Dis die Versveld House in Langstraat, Riversdal. Daar is Suid-Afrikaanse kuns, historiese meubels, rotskuns van die Khoisan, klipimplemente, geskiedenis van die streek wat jy daar kan gaan besigtig. Ja, dan is daar nog 'n museum in Riversdal area. Dis die Oekraïnian Museum in die Morestond. Dit is geleë by die Hakwa Youth Center Morestond naby Riversdal. Die museum is ongeveer in 2010 geopen en is dan deel van die kulturele uitruilverband tussen die Hessequa gebied in Suid-Afrika en 'n Oekraïense stad. En dan die ou tronk, net die ou jail, wat soms ook so 'n hoendervleisie oor jou laat gaan. Ja, Jy daai het ervaar. ja, ons het al van mense wat by ons kom kuier gaan wys, veral kinders. Ja. Dit is hulle ken dit nie en dit is eintlik scary soos hulle sê. Dis wat ek sê, daai hoendervleisie wat oor jou Ja, hardloop, ja. Gelukkig is daai nou nie meer een van die dinge wat ons mee te doen het vandag nie. Gelukkig sal ek liewer sê. Nou ja, die ou tronk en die leerlikste koffie en koek wat jy daar kan gaan kry en baie meer goed. En daar's ook ou meubels en daar's byvoorbeeld die galg soos Leonie genoem het wat daar is. So gaan maak maar gerus 'n draai daarso. En dan in Heidelberg Kaap is daar 'n historical walking route. Nou hom wil ek definitief gaan doen. Wat baie historiese geboue insluit. Nou die rede hoekom ek hom gaan sien, ek sien daar's 'n Fourierhuis en my nooienspan was voor. Okay. Maar in elk geval, behalwe dit is daar die ou kerk, 'n ou kerk en 'n ou poskantoor ensovoorts. So meer 'n wandelroete as 'n museum. Nou ja, dit sal vir ons baie kan leer, né?
En dan chappies, is dit nou die chappies wat ons geëet het, soos in altyd die chappies papiertjie wat jy oopgevou het en dan is daar 'n Did you know? storieetjie. Ja, did you know? Dit Ja, was ja. ons Google. toe Dis ons waar, kan- dis absoluut waar. Nou, die grootste museum in Afrika is die Ditsong Nasionale Museum van Natuurgeskiedenis en hy is in Pretoria. Kyk. Nou ja, did you know, Leonie? In Japan is daar 'n museum vir instant noodles. Jy kan jou eie geur ontwerp. Nou ja, die kinders kan nou wat 2-minute noodles. So ons weet nie hoe gou sal hulle daar regeer kan ontwikkel nie. Okay, dan kom ons by die snaakse goedjies en die feite van museums. In 'n Britse museum is daar 'n gebruikte teesakkie met 'n briefie van koninklike gebruik. Daar's ook 'n kat Mammy wat meer as 2000 jaar oud is. En in Kroatië is daar 'n museum of broken relationships. Net vir Genade. mense met liefdesteleurstellings. As hy die liedjie gaan dan speel van Starry Starry Night deur Don McLean, 'n hulde blyk aan Van Gogh se innerlike stryd wat hy gehad het. Ons luister na die liedjie en dan gaan ons julle meer vertel van die innerlike stryd van Van Gogh. Luister of julle dit kan raak luister. Nou ja, ons het geluister na die liedjie Starry Starry Night deur Don McLean. En die liedjie se naam is Vincent en die liedjie is opgedra aan Vincent van Gogh. Of eintlik 'n huldeblyk aan hom. Hy was een van die mees briljante, tragiese en misverstaande kunstenaars in die geskiedenis. Sy lewe was gevul met intense emosies, geestelike leiding, maar ook ongelooflike kreatiwiteit en oorspronklikheid. Nou ja, sy genialiteit en pyn was dikwels met mekaar verweef, ekskuus mense. Die wêreld in sy skilderye is nie realisties nie, maar sielkundig en emosioneel. Sosiaal geïllustreer en met min erkenning tydens sy leeftyd, het hy, kan mens glo, net een skildery verkoop. Vincent het 'n uiterste jammer, verskoning luisteraars. Vincent het 'n uiters armoede geleef en op 37-jarige ouderdom in 1890 het hy gesterf. In sy leeftyd armoedig, verwerp en siek. En na sy dood het hy 'n wêreldikoon van kuns en emosie geword. Sy lewe is 'n simbool van hoe groot kreatiwiteit en intense pyn dikwels hand aan hand loop. Ja, en jy kry dit ook baie, nê, met sangers ook en met skrywers ook en digters. Hoe dit wat in hulle emosionele, kan jy amper sê, 'n kolk storm veroorsaak, dit uitgebring word dan in iets. Leerlik kuns. Ja, en as mens daaraan dink, as hulle baie keer dit nie deurgegaan het nie, dan het ons nie daardie kreatiwiteit ervaar wat daar wel kan bestaan in kuns nie. Dis korrek, ja. Nou ja, waar is ons nou? Dan is ons by ons volgende liedjie, wat Mona Lisa is, deur Nat King Cole. En dit gaan dan oor Leonardo da Vinci se skildery wat in Louvre Museum Frankryk te sien is. Die meeste bespreekste kenmerk van die skilderstuk is Mona Lisa se glimlag. Sommige sien dit as vriendelik, ander as ondeend, sommige as hartseer. Die manier waarop sy glimlag verander afhangende van waar jy kyk, né? En dit maak hierdie skildery intrigerend. Interessant is dat hierdie skildery in 1911 uit die Louvre Museum gesteel is, dat dit die gewildheid laat toeneem, is later weer gevind en het 'n internasionale sensasie geword. Ek weet nie of jy ooit die fliek gekyk het van Mr. Bean nie. Ek het nogal een van, ek weet nie watter een nie, maar ja. Waar die skildery ook mos nou gesteel was en alles. Maar ja, dit is so, mens kan baie uit 'n skildery uithaal wat vir jou kosbaar is. En ek het al baie gesien, al baie skilderye in my lewe ook wat ek as geskenke gekry het, maar wat ek agtergelaat het in Bloemfontein. En elkeen
het vir jou iets gesê wat hulle gesien het van hulle lewe. So ons kan sommer, as ons na Mona Lisa luister, vir die luisteraars ook vra, as jy nou iets sou moes geskilder het van die Radio Fynbos, wat sou dit gewees het? Wat sou jy geskilder het? Ek Ja. Ek is nie goed in daai lyn nie. Ek het al gewonder, want hulle sê jy moet eers stil raak. Ja. En dan, of jou hande moet stil raak, of jy kry dit in jou arm, of iets, ek weet nie. Wat ek sou gesê, ek sal na 'n mikrofoon, dink ek, en ek sal mense, en ek sal fynbos rondom dit sit. Ek sal so 'n mengelmoes gemaak het. Ja. So, ja. En jy, wat? Ek sou 'n groot bosproteas met fynbos gehad het, en ek sou 'n verkyker, of nie 'n verkyker nie, 'n vergrootglas sou ek gesit het, en 'n klein radiootjie onder die bos. En dan sou ek so op die vergrootglasse ronde sou ek net geskryf het, wie soek sal vind. Wonderlik. Nou, ek dink ons het mekaar Aangevul. Ja. En daai skilder Chantay, ek wonder wat sal Chantay gedoen het. Chantay, jy moet hom vir die mense daai mooi hoed wys. Jy nie bietjie na die kamera toe draai nie. Kyk aan net hoe mooi lyk sy. Maar kyk, Chantay is die een met kuns. Jy is so baie kunstig, Ja. maar ek dink Chantay sal vir hom kon uitgehaal het. Die stel kan ook teken, hè? Is dit? So, ek dink van Radio Fynbos is ek die een wat heeltemal uit lyn uitval, want ek kan nie teken nie. Nee, ek ook nie. Ek kan nie so behoorlike stokmannetjie teken. Ja, sy luisteraars, julle luister dan nou na die lied van Mona Lisa. Sy Radio Fynbos luisteraars, ons vertrou julle het lekker saam met my en Veronica en Chantay deur die museums gereis. En dan raak ons so bietjie stil vandag, want ons het 'n versoek wat kom van Judy Helg af van Stilbaai. En sy draai die versoek op aan haar suster se dogter Shamaine, wat 3 jaar terug oorlede is. En sy sê hier vir haar sussie, sterkte my sis, ouers dra swaar aan sulke verliese. En dan gaan ons hierdie program afsluit met Trane in die Hemel, met David A. James. Ag, en van my kant af wil ek ook net sommer ietsie sê oor dit, wat ek al geleer het in die lewe, is die volgende, Judy, dat toe God ons wou beskerm, het hy aan engele die opdrag gegee, om rondom ons te staan, ons op die hande te dra en ons te beskerm. Maar as jy kyk, wat hy van sê in Johannes 14, sê hy, dat hartseer van so diep saak is, dat hy, God wie Heilige Gees self is, ons sal vertroos van binne af. En mag dit ook net vandag vir julle 'n ander kykie gee, dat hy julle so baie lief het, dat hy so omgee vir julle, deur hierdie seer wat jou sussie ook gegaan het, met hierdie swaar verlies, wat geen mens op aarde genoeg woorde sal kan hê om haar te vertroos, of om haar beter te kan laat voel nie. Maar Heilige Gees, God homself, binne in haar, hy sal die vertroosting bring. Dit is so belangrik ons as mens is. Niemand anderste kan daar die vertroosting gee nie, maar net hy. Maar baie sterkte ook aan julle. Baie mense sê altyd, tyd heel wonde. Ek weet nie so mooi van daardie een nie, maar ek weet van een iets. Elke keer hou vas hy jou, en met daardie tyd wat hy jou hou vas, dan raak daardie seer so bietjie beter. Mag hy julle styf vashou. As hy Veronica, dan kan jy seker maar vir ons afsluit vandag se program van die 22ste Oktober. Ons gesels oor alles en nog wat. 22ste Oktober, Kersfees om die draai, en vakansiegangers om die draai, en ons sien uit daarna. En die wat nou vandag hartseer is, omdat Jackie nie hier is vandag nie. Hy sal weer terug wees, as die Here wil, Woensdag 11:00, en onthou, ons heruitsending is Vrydag 4:00 namiddag, en dan is ons ook op YouTube. Ja, so absoluut net van vandag af 'n week later dan. Maar sy, baie dankie dat jy saam gereis het, of dat ek saam met jou gereis het, want jy het al die harde werk gedoen, Veronica, van al die museums. En ja, ek kan regtig altyd sê, ek haal hierdie keer werklik my hoed vir jou af met al jou harde werk. En ons dink dan aan mekaar, en sommer in hierdie kankertyd aan mense wat die harde stryd stry. En ons luister na Trane in die Hemel van David A. James.